Goeiedag al julle wonderlike mense. Dis weer vir my en Wynand 'n baie groot voorreg om met al julle kinders, ouers en onderwysers te gesels vandag. En met julle te gesels oor kinders met karakter bewys liefde aan ander. En een van die waardes en karaktereienskappe wat ons nodig het om vir ander mense liefde te wys, is respek. En onthou die eienskappe van liefde vorm hierdie legkaart hart. Kinders met karakter bewys liefde aan ander met geduld, meegevoel, vriendelikheid, nederigheid, eerlikheid, selfbeheersing, vergifnis en respek. En respek is een van die legkaartstukke wat ons nodig het om vir ander mense ons liefde te wys. Maar kom ons kyk gou wat sê die Bybel hieroor. Matteus 7 vers 12. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. My liewe vriende en maats, die Bybel is baie duidelik hier. As jy wil hê ander mense moet vir jou respek wys, dan moet jy ook aan hulle respek toon. Respekteer ander mense. Ons moet probeer om met almal oor die weg te kom. Wanneer jy die respek het vir iemand, sal hulle dit terugdoen aan jou. En wanneer jy jouself respekteer, sal ander mense jou ook respekteer. So moenie ander kinders terg nie. Behandel ander soos wat jy behandel wil word. Kom ek vertel vir julle die storie van die 4 vriende wat saam op skool was. Hulle het planne gemaak om die Saterdag na Gulden City te gaan om daardie dag saam te spandeer. 2 van die vriende wou baie graag 2 van die nuwe kinders in hulle klas saamnooi vir die dag. Maar die ander 2 vriende was baie vies en het dadelik neergesê. Hulle het ook gesê dat die seun en meisie weird en freaks is en dat hulle nie saam met hulle wil gaan nie en nog minder saam met hulle gesien wou word. Wie van die vriende dink julle tree regop? Wat dink julle moet hulle doen? Dink julle dit is reg van die 2 vriende van die groep om die 2 nuwe kinders sulke lelike name te noem? Wat doen ons as ons ander mense lelike name noem? Tree hierdie kinders met respek op as hulle lelike name gebruik? Nou kom ek vertel vir die storie van Noag oor dat hoe hy ook vir God respek getoon het. Want ons het nie nodig om net vir mense respek te toon nie, maar ons moet ook vir God respek toon. Al het die mense met Noag gespot en gesê hy is heeltemal mal om daardie groot ark te bou, het Noag nog steeds respek vir God en sy beloftes gehad. En omdat hy God se woord met respek behandel het, het God hom en sy gesin gered toe die groot vloed oor die aarde kom. Soos ons respek moet hê vir ander mense, moet ons heel eerste ook respek vir God hê. Dan onsself en dan vir ander. As ons nie respek vir God het nie, dan kan ons nie respek vir onsself en vir ander hê nie. En as ons nie respek vir onsself en vir ander het nie, dan sê ons eintlik vir God, ons het nie respek vir hom nie, want hy het ons almal gemaak. God maak nie foute nie. God maak nie losers en freaks, soos ons mekaar soms noem nie. Hy het ons elkeen perfek, uniek en spesiaal gemaak, presies soos wat hy ons wou gehad het. Ons moet sy handewerk respekteer, deur lief te wees vir onsself en ander mense. Onthou ons goue reël, kom uit hierdie Bybelvers van vandag, Matteus 7 vers 12. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dan gaan jy liefde hê en respek hê vir God, jy gaan liefde hê en respek hê ook vir mense. Nou my maats, dis nie altyd maklik om respek te wys vir ander mense nie. Meeste van die kinders sukkel daarmee en ons het nodig as kinders met karakter wat respek wys vir ander mense om saam te bid. So kom ons vra van God om ons te help. Kom ons maak ons oë toe. Vader God, baie dankie dat U my en almal om my spesiaal gemaak het. Help my asseblief om respek te hê vir U, vir myself en ander mense. Ek wil graag aan ander doen wat ek aan myself gedoen wil hê. Help my deur die Heilige Gees om U beloftes te respekteer en aan U gehoorsaam te wees. Ek wil graag U handewerk respekteer deur lief te wees vir myself en ander mense. In die naam van Jesus. Amen. Nou my liewe vriende en maats, dit is vir my en Harmony baie lekker om vandag weer 'n bietjie saam met julle te kuier en met julle te gesels oor kinders met karakter bewys liefde aan ander. En onthou, God het vir ons 'n karaktereienskap van respek gegee om ons liefde vir ander mense te wys. En ons moet vir God respekteer, want hy het ons almal spesiaal en uniek gemaak. En ons moet sy handewerk moet ons respekteer. Dit is my lekker om saam met julle te kuier vandag. Ek sien uit na 'n volgende keer. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Ons sal die Here dien, ek en my huis. Ons sal die Here dien, ek en my huis. Ons sal die Here dien. Wat sê die papas? Ons sal die Here dien. Wat sê die mamas?
kinders. Sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Wat sê die seuns? Ons sal die Here dien. Wat sê die meisies? Ons sal die Here dien. Wat sê al die kinders? Ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal